Goeiemôre, Johan Spies hier en kom ons begin met 'n gebed. Hemelvader, ons dankie vir hierdie voorreg wat ons het om uit U woord te kan leer. Here, gee dat ons hierdie geleentheid sal benut. Maak ons harte oop en gee dat ons altyd na hierdie lesing sal luister met harte wat voorberei is om U woord te ontvang. Gee dat U woord in elkeen van ons sal insink, dat ons sal verstaan wat U opdrag aan elkeen van ons is, want U verwag van elkeen van ons iets anders. En daarom is dit spesifieke woorde wat tot elkeen gaan spreek. Maar Here, help ook dat ek in hierdie aanbieding mense sal bereik, dat ek woorde sal gebruik wat hulle sal verstaan. Lê U die woorde in my mond wat ek spreek. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Vandag gaan ons voort oor die Omega leer. Ons het verlede week die seeloordele bespreek. En vandag kom ons by 'n interessante verskynsel wat ons in Openbaring kry. In Openbaring kry jy sekere hoofstukke. Ek het reeds gesê Openbaring gaan in 'n kronologiese volgorde, so gebeure volg gewoonlik op mekaar, maar dan kry jy sekere hoofstukke wat daar 'n invoeging is. En hierdie invoeging verwys na die verlede, die hede of die toekoms. Dit wissel tussen die verskillende invoegings. En Openbaring 7 is een van hierdie invoegings wat plaasvind. In Openbaring 6 het ons gelees van die skaaloordele. En dit het vertel van die 4 ruiters op die perde, van die menigte wat siele onder die altaar, en so bou dit voort. En dan kom die 7de skaal, of die 7de seël word eers oopgebreek in Openbaring 8, en ons het reeds verwys na hom in die eerste paar versies wat ons bespreek het van Openbaring 8, en vandag kom ons dan by hierdie tussenhoofstuk, hierdie tussenwerpsel wat gemaak word, en dit is hoofstuk 7. So, ons hoofsaak vandag is Openbaring 7. Kom ons begin en ons lees Openbaring 7 se eerste paar verse. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. Kom ons begin net met hierdie gedeelte. As daar gepraat word van die 4 hoeke van die aarde, word daar bedoel die 4 windrigtings wat daar is, oos, wes, noord en suid. Dit is nie dat die aarde plat is en letterlik 4 hoeke het nie. Dit is 'n manier waarop dit net beskryf is. Maar wat ons sien is 'n baie interessante ding, dat daar engele is wat hierdie winde beheer, en dat hierdie engele aangesê word om die winde terug te hou. Nou, wat is die gevolg as die wind nie waai nie? Die gevolg as die wind nie waai nie, is dat ons nie kan reën kry nie. Ons het almal op skool geleer dat hoe die hele stelsel werk. Die wind waai oor die see, die water wat verdamp, word opgeneem in die wolke, dit vorm klein druppeltjies en die wind waai dit iewers heen. Mettertyd styg dit op en dan kondenseer hierdie waterdamp om dan die klein druppeltjies te vorm, wat as hulle dan groot genoeg is, afval aarde toe as reën. So hier word vir ons 'n droogte beskryf. En wat het ons gelees by die seeloordele? Ons het daar gelees van 'n ruiter wat gaan kom en dat daar nie kos gaan wees nie, dat kos onbetaalbaar duur gaan wees. En as daar nie reën is nie, as daar 'n droogte is, dan is die aanvraag baie groter as wat die voorraad is wat gegee kan word. So, dit is punt nommer 1. Punt nommer 2 is, as ons kyk hoe werk die stelsel in 'n plant. 'n Plant neem, dit is op die skets hier aan die regterkant, 'n plant neem water uit die grond op. Hierdie water word deur die plant vervoer na die blare toe, en op die blaar verdamp die water dan. Hierdie water neem voedingsstowwe in vir die plant, maar dit neem ook vog in, want wat gebeur met 'n plant as hy nie water kry nie? Hy begin verwelk. En dit
maak dan dat hy nie kan produseer nie. So dit gaan 'n gevolg wees as hy nie reën kry nie, dat hy gaan verwelk. Maar daar is nog iets. Hoe vinniger die plant hierdie water deur hom vervoer, hoe vinniger kan die plant groei. Die normale verskynsel is dat die water wat nie in die plant gebruik word nie, by die huidmondjies uitkom en die wind wat selfs 'n ligte briesie wat daaroor waai, maak dat die waterdamp dan verdamp. Maar wat gebeur as die wind nie waai nie? Daar gaan 'n hoër humiditeit, 'n hoër vogtigheid om die blaar wees. En verdamping gaan stadiger plaasvind, die plant gaan ook stadiger water uit die grond uit opneem. So dis nie net 'n geval van 'n droogte wat gaan kom nie, die plante gaan ook stadiger groei, omdat die plant nie optimaal kan funksioneer nie. So 'n bietjie wetenskap wat ons hier ingooi, maar ek wil julle net wys, hoe mooi sluit hierdie gedeelte aan, by dit wat ons geleer het oor die ruiter, wat gaan kom, en sê dat jy 'n rantsoenkoring vir die geldeenheid kan kry, of 3 rantsoene gars vir daardie geldeenheid. So u kan sien dat hoe hierdie dinge by mekaar inskakel. Ons lees verder. En ek het 'n ander engel, so dit is nie een van die 4 nie, dit is 'n ander engel, sien opkom van die opgang van die son, so van die ooste af, met die seël van die lewende God. So hy kom met 'n seël. En wat maak jy met 'n seël? Ons het nou net die seëloordele gedoen, of nie nou net nie, in die vorige bydra. Maar hy wil met ander woorde iets verseël. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, en gesê: moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. So hier sien ons dat die aksie van die eerste 4 engele nie onmiddellik uitgevoer gaan word nie. Hierdie, kom ons sê maar die 5de engel, moet eers die gelowiges verseël voordat hierdie plaag dan die aarde tref. So weer eens 'n teken van God se genade, hoe hy met sy eie mense werk, hoe hy die wat aan hom behoort help, selfs in tye van teëspoed. So sy mense gaan verseël word. En nou sien ons wie dit is wat verseël gaan word. Vanaf vers 4 lees ons die volgende. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda 12.000 verseëldes, en dan gaan dit voort met dieselfde woorde elke keer, uit die stam van Ruben 12.000 verseëldes, uit die stam van Gad 12.000 verseëldes, dan ook dieselfde vir Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Isaskar, Sebulon, Josef en Benjamin. So dit is 12 stamme van Israel, 12 maal 12.000 is 144.000. So dit is Jode hierdie. Baie kerke het die verkeerde geloof, dat dit mense van hulle geloof is. Die Jehova getuies glo dat daar net 144.000 mense in die hemel gaan wees. En so kry jy verskeie ander kerkgenootskappe wat ook glo dat dit hulle mense is. Maar dit word uitdruklik vir ons hier gestel dat dit uit Israel is. Dis die 12 stamme. Nêrens anders is die mense van die aarde verdeel in hierdie 12 stamme nie. Dit is ook interessant om te sien dat hier gepraat word van die stam van Josef, want gewoonlik word dit verdeel in Manasse en Efraim. Manasse word genoem, maar nie Efraim nie, maar wel Josef. So Josef vervang hier sy een seun se stam. En dan word die stam van Dan ook nie genoem nie. Want as ons kyk, is daar eintlik 13 stamme. Gewoonlik word Levi uitgelaat. As daar van die 12 stamme gepraat word, is dit almal behalwe Levi, want Levi is deur die hele Israel versprei, terwyl die ander 12 wat oorgebly het, dit is 12, dit is 11, en dan is Josef vervang met 2, Manasse en Efraim, dat daar dan eintlik weer 12 stamme is. So, van die 13 stamme word Efraim nie by naam genoem nie, en Dan word glad nie genoem nie. Maar as ons aan die einde van Openbaring kom, dan sien ons dat Dan wel genoem gaan word.
So God het hulle nog steeds nie verwerp nie. Maar dan het geweldig gesondig teen God en jy moet na die vorige reeks, die 2021 weergawe kyk, om te sien, daar het ek 'n hele bespreking oor hierdie verskillende stamme en hoe dit in mekaar steek, dan kan jy daar sien waarom hierdie dinge gebeur het. So, dit is Jode wat opgeroep word. En hierdie Jode gaan 'n taak hê om te doen. En om uit te vind wat is hierdie taak, spring ons nou na Openbaring 14 toe. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Met ander woorde, hier sien ons nou daardie seël wat die 5de engel gebring het. Hy het hierdie 144.000 daarmee verseël. Die ander interessantheid is, hulle staan saam met die lam op die berg Sion. Wanneer gaan Jesus Christus op die berg Sion staan? Met die wederkoms. En met die wederkoms bring hy sy bruid saam. Maar dit beteken nie dat hierdie 144.000 sy bruid is nie. Dit is baie moeilik om hierdie gedeelte te verklaar. Party beweer dat hierdie 144.000 lewend gaan bly deur die hele verdrukking en die evangelie verkondig. Ander vertolk dit dat hierdie 144.000 die evangelie gaan verkondig, maar ook op 'n stadium gaan sterf en daarom saam met Jesus op die berg Sion kan verskyn. So wat ook al die geval is, hulle is gered. Maar nou sien ons 'n verdere gedeelte en ons sien nou eers wat is die doel van hierdie 144.000. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor soos die geluid van baie waters en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters. So Johannes hoor die hemelse klanke en hy hoor die dreungeluide uit die hemel uit. Dinge wat vir ons as mens onbekend is, dit is wat hy hoor. En dan kom die volgende woorde, en hulle het 'n nuwe lied gesing. As jy teruggaan na Openbaring 4 en 5, sal jy ook lees daar, waar daar 'n nuwe lied gesing. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens en die ouderlinge. Dit wat ons gesien het in Openbaring 4 vers 5. En niemand kon die lied leer nie, want hierdie lied is uniek tot hierdie klomp. Behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is, met ander woorde, dis hierdie 144.000 waarvan ons nou praat. En nou, wie is hulle? Dit is hulle wat alself met vroue nie besoedel het nie, want hulle is maagdelik rein. So, die implikasie hier is duidelik, ek hoef dit nie vir u uit te spel nie. Dit is mense met 'n absolute rein lewe. Nou is die eerste vraag wat ontstaan, Israel is tans nie 'n land wat bekend is vir hulle goeie sedes nie. Hulle is veronderstel om dit te hê, maar hulle is 'n redelike losbandige nasie. Waar gaan daar 12.000 van elke stam wees? En dan is daar nog party mense wat beweer dat 10 stamme verlore gegaan het. Groot gedeeltes van daai stamme het verlore gegaan, maar 'n kern daarvan is behou. En nou kom ons by die interessante ding, dat jou ortodokse Jode volg die leefwyse wat hier beskryf word. Gaan God op 'n wonderbaarlike wyse 144.000, 12.000 uit elke stam van Israel lei tot 'n direkte bekering, want hulle is maagdelik rein. En ons gaan verder, en in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, met ander woorde, hulle lieg nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God, so hulle is volmaak voor die troon van God. En dit is 'n genadegawe van God, God gee dit vir hulle. Maar as ons kyk na, ek het gepraat dat hulle ook evangeliseer, ons lees dit kom in van die profeseë ook voor. Ek het dit nie nagegaan slaan nie, so kan nie nou vir die presiese teksverwysing gee nie. So hierdie mense gaan getuig van die liefde van God. Hulle gaan die evangelie verkondig so ver as hulle gaan.
Maar nou kom ons ook by die interessantheid. En dit is, kyk wat het Saul bereik toe hy Paulus geword het, of Saulus toe hy Paulus geword het. Wat het een klein Jood, want dit word vir ons beskryf by die steniging van Stefanus, dat hy 'n kleinerige man was. Kyk wat het hy bereik. En nou gaan daar met eens 144.000 Paulusse wees, wat versprei deur die wêreld om die woord van God te bedien. Kan u indink, 144.000 met die vuur wat in Paulus gebrand het, terwille van die woord van God, wat die stryd gaan stry, wat die wedloop gaan voltooi, wat die evangelie gaan bring, waar hy oral gebring moet word. Wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie wat daar voor lê in die toekoms nie. Dink net hoe hierdie mense die wêreld wat so verval het, gaan red. En dis nie dat hulle letterlik red nie, dis God wat hulle red, maar hierdie mense is die instrument wat gebruik word om die evangelie te verkondig, sodat daardie mense gered kan word. Hoekom is hierdie 144.000 nodig? Omdat in die begin van Openbaring 4 het ons gelees, dat daar 'n deur oopstaan in die hemel, en God het vir Johannes gesê, kom op hierdie en onmiddellik was hy in die gees by God. Die wegraping het plaasgevind, so die gelowiges wat op aarde was, is daar nie meer nie. Die mense wat oorbly na die wegraping is ongelowiges. Wat is jou ortodokse Jood? Jou ortodokse Jood is vir alle praktiese doeleindes ongelowig, want hy glo nie in Jesus Christus as sy verlosser nie. Dit is waarom ek sê, dat daar op 'n wonderbaarlike wyse gewerk gaan word onder die Jode, dat 144.000 van hulle, van die ortodokses, wat hulle weerhou het van die plesiere van die lewe, as ons dit so kan noem, gereed gaan wees om te verander, om hierdie werktuie vir God te word, en God kan hulle in 'n oomblik verander, dat hulle dan sy woord verkondig. Dit is die werktuie van God wat in hierdie tyd gaan uitsprei, en deur die verdrukking sy woord gaan verkondig, en vir mense gaan vertel van Jesus, hoe wonderlik Jesus is, en wat hy als vir jou kan doen. So, in God se raadsplan is daar plek vir elke ding. Ons is nie meer nodig nie. Hierdie 144.000 doen 1000 maal meer as wat al ons gelowiges op die oomblik kan doen. Want ons het nie hierdie besieling wat hierdie klomp gaan hê om die woord te verkondig nie. En dit is mense wat nie sonde in hulle lewe het nie. Hulle het nie die dinge deurgegaan wat ons het nie. Dit wat hulle gehad het wat verkeerd is dat hulle nie Jesus gevolg het van hulle kinderdae nie, maar hulle het wel in hulle God wat ook ons God is geglo, maar net in God die Vader, nie die drie enige God nie. En dit is baie makliker as so 'n persoon dan tot inkeer kom, dat hulle gaan besef waaroor alles gaan. Dis mense wat die Bybel reeds ken, hulle bestudeer die Bybel, daar spesiale skole vir daardie mense, waar die kinders, die seuns skool gaan om die Bybel beter te leer ken. Dis mense wat die woord ken, maar nog nie die woord gevolg het nie, wat tot inkeer gaan kom en nou volg hulle die woord. En kan u indink, die oomblik toe u tot bekering gekom het, die blydskap wat daar in die hart was, en hierdie mense het dit, en hulle weet, hulle het 'n beperkte tyd op aarde waarin hulle die woord kan verkondig. Kan u indink hoe hulle gaan die aarde oorvloei om die woord van God te verkondig? Wat 'n wonderlike geleentheid is dit nie wat voor lê nie. Maar ons is nie klaar met die insetsel wat daar gelewer word in Openbaring 7 nie. Kom ons gaan terug na Openbaring 7 toe. Wat ons nou behandel het, is die 144.000. Maar nou is daar ook iets anders wat bespreek word in Openbaring 7, in hierdie tussenwerpsel wat gemaak word. Na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het almal gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande,
en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan ons God wat op die troon sit, en aan die lam. Wie is hierdie menigte? Kom ons gaan verder en ons kyk of ons dit kan aflei. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte van ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Ek is vir 'n oomblik stil, want dit is so wonderlike woord wat hier gespreek word. Kyk na die hoeveelheid mense wat gered word. Niemand kon hulle tel nie, en hulle kom uit alle nasies, stamme, volke en tale. So, hierdie kan alle bekeerdes wees. Maar in ander gedeeltes van die Bybel vertel ons dat diegene wat voor die verdrukking in Christus sterf, sy bruid word en hulle gaan saam met hom kom. So ons weet nie, is dit hulle wat hierby is, of is dit die mense wat tydens die verdrukking gesterf het? Onthou, hulle het laas met die, die 5de seeloordeel, was hulle die siele onder die altaar, wat moes wag tot daar nog bygekom het. Is dit hulle wat nou hulle verheerlikte liggame gekry het en hier staan? Ons weet nie, ons kan nie daardie afleiding maak nie. Maar wat ons wel sien, is dat daar baie mense gaan wees, wat Jesus Christus gaan vind, en wat eer en lof aan hom gaan bring, soos dit wat ons gelees het in Openbaring 4 en 5. Hulle gaan die lof en eer en heerlikheid en wysheid en danksegging aan God gee. En hulle gaan besef dat dit tot in alle ewigheid is. En hierop kan ons ook net amen sê, ja Here, laat dit gebeur. Dit is ons bede ook, dat hierdie dinge moet gebeur, dat U vir ons U heerlikheid kan wys. Here, maar tot U ons kom haal, help ons dat elkeen van ons U woord sal uitdra. Die laaste paar versies van Openbaring 7 sê dan as volg. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek, dit is Johannes, sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou sien ons, dit is nie die bruid nie. Dit is die mense wat onder die altaar was, want hier word dit duidelik vir ons uitgespel. En hulle het hul klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Met ander woorde, hulle het Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar. En onthou hierdie teks, want ons gaan aan die einde van Openbaring, ek is nie seker of dit ek dink is Openbaring 22, kom ons uit by 'n teks wat in verskillende vertalings verskillend vertaal word. In een groep vertalings staan daar, salig is hulle wat sy wet onderhou het. En in ander vertalings staan daar, salig is hulle wat hulle klere gewas het. En dit het dan betrekking op hierdie. Hulle het hulle klere gewas in die bloed van die lam. Dit wys mens dat dit nie 'n weerspreking is van een Bybel na die ander nie, maar dit is dieselfde ding wat gesê word, net op 2 verskillende wysens. Nou gaan ons voor, net weer terug. Hierdie menigte is so dat hulle nie getel kan word nie, en dit is mense wat tydens die verdrukking tot bekering gaan kom. Met ander woorde, dit is mense wat bedien is deur daai 144.000 wat die woord van God wêreldwyd gaan bedien het. Kan jy sien hoe doeltreffend was hulle werk? En ek en jy, hoeveel mense het ons na Jesus gelei? Ek verwys altyd terug na die Halleluja lied. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet? Ons het dalk nie heeltemal leë hande nie, maar het ek en jy genoeg gedoen vir God terwyl ons op aarde was? Hoeveel tyd verkoos ons nie
deur onnodige goed te doen nie. Ons kan ons tyd beter spandeer deur die evangelie te verkondig, deur vir mense te vertel van Jesus Christus en mense na Jesus te probeer lei. Ons lees verder, daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Met ander woorde, God gaan hulle beskerm. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Dit wat hulle gehad het in die verdrukking, hulle is deur daardie tyd wat jy nie geld gehad het om kos te koop nie. Hulle het niks gehad nie. As ons kom by die volgende oordeele, sal ons sien dat daar selfs nie meer water gaan wees nie. Daarom word hierdie vertroosting gegee. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Kan nie u dit indink, die son gaan jou nie brand nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Met ander woorde, aan die einde van Openbaring gaan ons sien, Jesus Christus is die lig. Hy is die lig wat die hele hemel verlig. Daar is nie meer 'n son wat skyn nie. En dit is wat hiervan gepraat word. En Jesus gaan die lewende water van aan ons verskaf, dat ons nooit weer kan honger word nie, en nooit weer dors word nie. En God gaan alle trane van hulle oë afvee, daar gaan nie meer hartseer wees nie. En ek loop dit nou ver vooruit, maar 'n mens kry so baie keer mense wat wonder, gaan ek my geliefdes in die hemel herken? Hierdie sin vertel vir ons, dat dit so wonderlik in die hemel is. Dit gaan so 'n fantastiese ding wees om God te sien. Jy gaan nie eers trane hê oor 'n geliefde van jou wat nie in die hemel beland het nie, wat nie geluister het na al jou pogings om daardie geliefde te vertel van God nie. Want God gaan jou troos, en die heerlikheid om by hom te wees is so oorweldigend dat hierdie ander dinge nie saak maak nie. Ons kan ons nie indink hoe heerlik die hemel gaan wees nie. Maar hierdie hemel word eintlik moontlik gemaak deur hierdie 144.000 disippels wat God maak, wat deur die aardbol gaan om sy boodskap te verkondig in daardie tyd. Soos ek gesê het, ons is op daardie tydstip die bruid van Jesus. Ons kom saam met hom as hy sy voet op die Olyfberg of op die berg Sion neersit, soos dit hier beskryf word. So ek hoop dat hierdie gedeelte u gewys het, dat van die kerke wat aanspraak maak, dat die 144.000 hulle kerklidmate is, dat hulle louter snert verkondig. Dat kerke wat verkondig dat die volk Israel vervang is deur die heidenvolke, absolute onsin verkondig. Die waarheid is dat God nie 'n belofte van hom sal verbreek nie. En hy het aan Israel beloof dat hulle sy volk sal wees vir ewig. En dit is wat hier vir ons beskryf word. Aan die einde gaan Israel nog steeds bestaan. En die verdrukkingsperiode gaan eintlik oor Israel. En is Israel wat tot inkeer moet kom. En ons sal later meer daaroor praat, ek het al in die verlede daarna verwys. 2/3 van die volk gaan sterf tydens die verdrukking. Maar die derde wat oorbly, gaan almal Jesus Christus as hulle verlosser aanvaar. En ek en jy, het ons hom al aanvaar? Glo ons werklik dat hy die almagtige God is? Glo ons dat sy bloed ons kan skoonwas van ons sonde? Het ons hom gevra om dit te doen? Hemelvader, hierdie woorde wat ons hoor, is so bemoedigend, dat u alles vir ons gee. U verskaf die fontein van die lewe, wat lewende water aan ons gee. U droog die trane van ons wange af. U span 'n tent oor ons.
U sorg dat die son ons nie verskroei nie. En Here, ons is so dikwels ondankbaar oor die dinge wat ons beleef. Elke dingetjie wat U oor ons pad stuur U met 'n doel daaroor. U wil ons versterk. U wil hê dat ons meer moet besef dat ons van U afhanklik is, dat ons nader aan U moet beweeg. Here, help ons dat ons so kan leef. Help ons dat ons sal leef soos U wil hê ons moet leef. Gaan met elkeen wat hierdie boodskap hoor in hierdie dag. En Here, gee dat elkeen hulle hart sal oopmaak vir U, dat U 'n ondersoek kan doen om te sien of hulle lewe reg is. Toon aan elkeen wat verkeerd is in hulle lewe, dat hulle tot U sal bekeer, dat hulle sonde sal bely, op hulle knieë voor U staan en U om vergifnis vra, dat hulle klere skoon gewas kan word deur die bloed van Jesus Christus, ons verlosser wat aan die kruis vir ons gesterf het, en dit is in sy naam wat ons hierdie dinge vra, om Christus ontwil. Amen.